ons loof en prys in hierdie oggend U majesteit wat strek tot in aller ewigheid. En Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit om hierdie oggenduur, Here, hier by mekaar te kom en aan die tafel te sit wat U vir ons berei het. Ons is dankbaar, Vader, vir hierdie dag wat U elkeen gespaar het, en nader getrek het, en wat gehoorsaam was, en opgekom het na U huis. Here, om te hoor wat U deur U Gees aan die gemeente wil sê. Vader, hulle wat daar buite is, wat geroep is en nader getrek is, maar nie gehoorsaam was nie, Vader, vra ons dat U vir hulle dubbele seën sal gee. Vader, hulle wat ingeskakel is, Here, dat die woord ook in hulle hart sal lewend word. Vader, ons dank U, ons loof en prys U, ons gee hierdie diens onvoorwaardelik in U hande oor. En ek vra, Here, verberg my agter die ruwe kruis. En kom, Heilige Gees, laat U sal spreek, soos die Vader die woord op my hart gelê het. Laat U sal spreek tot die gemeente. En Vader, ek bid dat elkeen 'n leersame gees sal hê. En laat die woord wat sal uitgaan, op vrugbare grond sal val. En Here, dat ons nie net hoorders nie, maar sal uitgaan en daders wees, en skynende ligte in die donker wêreld sal wees. Vader, ons dank U, ons loof en prys U. Ons gee vir U al die lof, al die eer, aanbidding en danksegging, in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Laat dit so wees. Here, ons dank U. Wat 'n voorreg is dit nie net om vanoggend weer in die huis van die Here te wees nie, en net weer geleentheid het om die Here te dien nie. Om te dien in gees en in waarheid. Nou, ons praat vanoggend bietjie oor jou woorde, skepingskrag, maar jy moet ook onthou, woorde is negatief en positief. So met ander woorde, jy skep dood deur negatief, en jy skep lewe deur positief te wees. Maar ek wil voor ek daarby uitkom, wil ek gou iets met U deel. En Prof sit hier, en ek kan hom maar vra, hy praat amper elke Sondag, sê hy vir U van Hebreërs 10 vers 25. Jy moet die onderling byeenkomste nie nalat soos jy die tyd van die Here sien nader kom nie. En ek het so 2 weke terug, toe luister ek na 'n man en hy praat hieroor. En hy vertel die volgende, hy sê, die ma staan die Sondagoggend op en dis tyd om kerk toe te gaan. En sy klop aan haar seun se kamerdeur en sy sê, kom, opstaan, ons moet kerk toe gaan. Nee, hy het nou nie lus nie. Hy gaan in die bed bly, hy sal die diens op TV kyk. En sy ma het so rukkie gestaan en dink, sy sê so, goed, onthou net een ding, jy gaan die diens op die TV kyk. Vanmiddag as ons aan tafel sit en eet, dan kyk jy die kosadvertensies op die TV. Dis hoekom dit belangrik is om in die huis van die Here te wees, om die woord te hoor, om geestelik te groei, om hierdie woorde in jou hart te kry, sodat jy lewe kan spreek. Hierdie woorde te kry, dat jou woorde kan positief skep in jou lewe, en nie negatief nie. En Jakobus sê vir ons baie belangrik, in Jakobus 1, vers 19 en 20 wil ek graag mee begin om vir u te lees. En hy sê, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, en stadig om toornig te word. Want die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. Wees vinnig om te hoor, vinnig om te dink, maar stadig om te praat. Jy moet een ding onthou, die oomblik as hierdie woorde uit jou mond uit is dit in die lig. Die oomblik as dit uit jou mond uit is, het dit krag. En dit wat jy gesê het, dit gaan jy saai, dit gaan jy maai. En baie mense wil nie verstaan, of wil nie insien, hoe belangrik is jou woorde nie. As ons kyk na die woord van die Here, in die begin in Genesis, het God gesê, kom laat ons mense maak, na ons beeld en ons gelykenis. Met ander woorde, elkeen van u wat hier sit, is na God se beeld en gelykenis gemaak. En God het sy seun Jesus vir ons gegee, om ons met hom te versoen. En hy het al die mag aan Jesus gegee. En hy het dit na ons toe oorgedra. Die woorde wat God gespreek het, toe hy die aarde, die hemel en die aarde geskaap het, is woord. Is woord van lewe. Dis woord van krag, want dit is skepingskrag. Laat dit so wees.
En dit was so. Hoeveel storms is daar in my lewe? Dan beskuldig ons die duiwel, ons beskuldig hierdie een, ja, maar daai een. Maar jy al 'n bietjie gaan sit en terugdink wanneer daai storm om jou woed. Het jy nie self deur dit wat jy gespreek het, daai storm veroorsaak nie? Dis maklik om te praat. Maar dis nie maklik as jy negatief was om dit ongedaan te maak nie. Ek het gehoor van 'n geval en dit is 'n werklikheid. Hierdie jong seentjie, hy was so 8 jaar oud. Sy ma was 'n dwelmslaaf. Sy pa was 'n misdadiger. Hy was meer in die tronk as wat hy buite die tronk was. Die ma het op die strate gelewe. En die ouma het nou die seentjie groot gemaak. En as hy stout is, weet jy wat sê sy ouma vir hom? Jy's net soos jou pa, voor jy 15 is jy in die tronk. En dis al wat hy gehoor het. En weet jy wat? Toe hy 15 jaar oud is, toe sit hy hom in die tronk vir die misdaad wat hy gepleeg het. Spreek lewe oor jou kinders. Spreek lewe oor jou kleinkinders. Ek sê nie as hy stout is, los hom nie. Die woord van die Here sê tigtig hom. Maar as jy hom getigtig het, sê vir hom, hoekom het jy hom getigtig? En dan sit jou hande op hom, bid hom, lê jou hande op hom, bid vir daai kind. Spreek lewe oor daai kind, spreek seën oor sy lewe. Spreek oorvloed oor sy lewe. Plan die woord van God in sy gedagtes en op sy hart. Want die woord van die Here sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. So jy kan gou hoor as jy met iemand praat, is hy vol van die woord of is hy vol van die vleeslike dinge? Waarvan praat hierdie persoon? Wat kom uit sy mond uit? Kom daar krag van die woord van God of kom daar negativiteit wat dood saai? En baie mense sit in omstandighede en hulle sit in situasies en dan vra hulle nou maar hoekom? Ek gaan jou sê hoekom. Jy het jouself daarin gepraat. Jy het dit vir jouself geskep. As jy vir jou heeltyds vir jouself sê, "Wow, ek is maar armsalige, ek sal seker arm doodgaan." Waar sterkte, jy sal arm doodgaan. Maar die woord van die Here sê ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons liefhet. En God voorsien elke behoefte van elkeen na die rykdom van sy genade in Christus Jesus. Al wat hy vra is, volg Jesus, glo in sy woord, bely sy woord, vra in Jesus en jy sal ontvang. Want hy sê, die wat vra sal ontvang, die wat klop sal oopgemaak word, die wat soek sal vind. Jy kan nie sit en dink jy gaan iets ontvang as jy dit nie gevra het nie. Jy moet vra, in Jesus naam na die Vader toe gaan, vra en hy sal vir jou voorsien. Voor jy in 'n gesprek gaan, vra Heilige Gees, kom lei my in hierdie gesprek. Kom help my. Want die Vader het vir ons sy Gees gegee as helper en trooster. Hy's daar om u en my te help, maar as jy hom nie vra nie, gaan hy jou nie help nie. As jy nie vra nie, dan met ander woorde, jy sê vir hom, nee, sit jy maar eenkant. Ek kan die situasie hanteer. Ek sê vir jou sê, ons kan geen situasie hanteer as ons nie deur die Gees van God gelei word nie. Want as jy in die vlees daai situasie hanteer, haal jy net vir jouself meer probleme op die hals as enigiets anders. Want die antwoorde lê in die woord van God. Dis waar die antwoorde lê. Nie die wêreld nie. Die wêreld gee vir jou antwoorde, maar is tydelik. Kyk maar hier by Israel en daai mense as hulle so oorlog gemaak, dan sluit hulle 'n vredesverbond. 'n Menslike vredesverbond. Hoe lank duur daai vrede? Dan skiet hulle weer mekaar. Dit kan nie blywend wees nie. Maar as God 'n situasie verander in jou lewe, dan is dit blywend. Dis permanent. Die wêreld kan nie vir jou permanente oplossings gee nie. Die wêreld kan nie vir jou permanente antwoorde gee nie, want hulle het dit nie. Maar ek gaan vir julle sê, God het dit. Sy woord het dit. En daarom is dit belangrik dat ons woorde wat ons spreek gesalf moet wees met die krag en salwing van die Heilige Gees.
Ons moet lewe spreek. Nie dood nie. Kom ons spreek lewe. Dan gaan ek net weer vir Jakobus 1 vers 19 quoteer. Wees stadig om te praat. Vinnig om te hoor, vinnig om te dink. Ons moet net een ding besef. As ons nie die Gees van God sy regmatige plek gee nie, gaan ek nie nou al sê, gaan jy nie die pad van oorwinning stap nie. Want die Heilige Gees is daar om een my te lei, is daar om ons te waarsku. Hy is daar om ons te help, want die woord sê, die Heilige Gees sal jou herinner, hy sal jou lei in die volle waarheid. Hy sal jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sal jou herinner aan wat Jesus gesê het, en hy sal die toekomstige dinge aan jou bekend maak. Hy sal vir jou woord openbaring gee. Die Heilige Gees sal vir jou die goddelike wysheid wat jy nodig het, sal die Heilige Gees gee, sodat jy in wysheid die saak kan hanteer wat jy moet hanteer. Nie op 'n ander manier nie, net deur die hulp en leiding van die Heilige Gees. En dit is belangrik. Want wat sê die woord van die Here vir ons in Spreuke 18:21? Dis skrifte wat jy almal goed ken. Maar pas u dit toe in u lewe. Dood en lewe lê in die mag van die tong. En wie dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So wat jy spreek, dis wat jy saai, dis wat jy gaan maai. Ek kan nie net wild en wakker gaan en dan dink, ons gaan in die oorwinningspad loop nie. Hoe sê prof altyd, jy kan nie die vleeslike dinge najag en dink jy gaan die geestelike erf nie, want jy gaan nie. Dis twee wêrelde heeltemal apart van mekaar. Hulle is nie naby mekaar nie. Daarom is dit belangrik, ons Jesus Christus volg, die Gees van God sy regmatige plek gee, laat hy ons kan lei in die volle waarheid. Laat ons kan spreek, lewe. Laat ons lewe kan spreek en ons kan krag as ons die woord spreek en lewe spreek, gee ons daarvoor krag. Ek wil vir Spreuke 8 lees van vers 6 tot 13. Dit is baie kragtige skrif hierdie en ek wil hê jy moet mooi luister daarna. Spreuke 8 vers 6 tot vers 13. Hy sê, hoor, want ek sal voortreffelike dinge spreek en my lippe gaan oop wees vir wat reg is. Ek gaan voortreffelike dinge spreek. Ek gaan die woord van God spreek, want my lippe gaan oop vir wat reg is. My lippe gaan oop vir die woord van die Here. Want my verhemelte spreek waarheid en die goddeloosheid is vir my lippe 'n gruwel. Met ander woorde, as jy dood spreek, moet dit vir jou lippe 'n gruwel wees. Maar spreek die woord van God en dit gee vir jou lewe. Al die woorde van my mond is reg. Daarin is niks wat slinks of vals is nie. So met ander woorde, as jy negatief gaan, is jy nie in die waarheid nie. Hulle is almal duidelik vir die verstandiges en reg vir die wat kennis gevind het. Wat is die kennis? Die woord van God. Die kennis is die woord van God. Ons moet dit opdoen, dan sal ons verstandig en reg handel. En dit sal vir almal duidelik wees. Neem my tug aan, en nie silwer nie, en kennis liewer as uitgesoekte goud. Tug aan, die Here tug diegene wie hy lief het. Soos 'n pa en ma hulle kinders tug as die kinders stout is. Hoekom? Omdat hulle lief is vir hulle. Maar die kennis en die openbaringswoord en die wysheid wat die Gees van God uit die woord uitgee, is vir ons beter as korale. Dis beter as uitgesoekte goud. Want hy sê in vers 11, want wysheid is beter as korale en al die kleinode kan nie daarmee vergelyk word nie. Niks kan vergelyk word met die wysheid van God nie. Met die wysheid wat die Heilige Gees deur die woord op ons harte plaas nie. Daar's niks wat daarmee vergelyk kan word nie. Kyk wat sê, ek wysheid. Sien die wysheid is met hoofletter geskryf. Wysheid is die kennis van die woord van God. Ek wysheid is vertroud
met die skranderheid en ek vind kennis van regte oorleg. Daar's net een kennis wat van regte oorleg is en dit is die woord van God. Daar's niks anders nie. Die woord van God is die kennis van die regte oorleg. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. Dis wat God spreek hierso. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Om nie hoogmoedig te wees nie. Ook nie met trotsheid nie. Ook nie in 'n slegte wandel nie. En 'n huichelagtige mond haat ek. Praat jy kwaad van iemand? Is jy 'n huichelaar? Voor my is jy mooi. Maar as ek my rug draai dan praat jy. Hoe steek jy van die hand? Ek kan nie namens jou besluit wat jy moet spreek nie. Jy kan nie namens my besluit wat ek moet spreek nie. Elkeen het sy eie keuse wat hy moet maak. En as jy die keuse maak om jou te onderwerp aan die Heilige Gees, dan kan ek jou waarborg, die Heilige Gees sal jou nie laat in skande staan nie. Hy sal jou lei in die volle waarheid. Hy sal jou die wysheid uit die woord uitgee om die omstandighede waarin jy is, daar uit te kom. Daarvoor het die Vader vir ons die Heilige Gees gegee. Daarom het Jesus gesê, ek laat julle nie wees agter nie, maar ek bid die Vader, dat hy die Heilige Gees, die helper, die trooster vir julle sal gee, om julle te lei in die volle waarheid, en by julle sal bly tot in ewigheid. En hy's binne in elkeen van ons. So dit is belangrik, dat ons daai wysheid opneem in ons harte. Maar hoe kry ek wysheid? Jakobus 1 vers 5. Die woord van die Here sê duidelik, hy wat wysheid kort kom, moet vra. Vra, die Here sal jou wysheid gee. Maar as jy gevra het, moet jy dit jou eie maak. Laat hom dit van God bid, want aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. So dit is nie miskien nie. Hy sê as jy vra, dan sal dit aan jou gegee word. Maar dit help nie jy vra iets en jy los dit nie. Dit help nie jy vra iets en jy beoefen dit nie. Dis net soos jy kom en jy vra jy neem Jesus Christus aan as jou persoonlike saligmaker en verlosser en koning. Nou het jy Jesus aangeneem. Nou moet jy begin geestelik groei. Maar jy kom nooit kerk toe nie. Wat baat dit jou? Want jy gaan nie geestelik groei nie. Jy kan nie daai wysheid bekom wat hier uitgedeel word nie. Jy kan nie daai wysheid bekom nie. En ek wil vir u net dit sê, as jy net kerk toe kom om net 'n deelname te hê, net om te sê, kyk ek was hier, dan maak jy fout van jou lewe. Jy moet 'n disipel van Jesus Christus wees. Jy moet jou alles vir die Here gee. Niks in hierdie lewe moet vir jou belangriker wees as Jesus Christus nie. Ek gaan vir julle net hier sê, hoekom sê ek so? Hierdie hoender en varkie staan daar langs die plaas, langs die grensdraad. En die hoofpad loop hier verby. En daar's 'n groot bord, want die volgende dorp is so 5 kilometer weg. En hierdie groot bord adverteer hulle die lekkerste ontbyt. Spek en eiers en roosterbrood en skyfies en 'n stukkie steak en alles. Hulle staan so in die hoenderstam so aan die varkie. Hy sê, sien jy daai ontbyt? Ek het deel gehad aan daai ontbyt. En die varkie kyk die hoender so. Hy sê, jy deel gehad. Hy sê, maar weet jy wat? Ek het my lewe gegee sodat hulle daai ontbyt kan eet. Het jy jou lewe vir Jesus Christus gegee?
Het jy jou alles vir die Here gegee? Want as jy nie jou alles vir die Here gegee het nie, gaan ek u waarborg, gaan jy nie geheel en al lewe kan spreek nie. Jy moet jou alles vir Jesus gee. Jou tyd, niks moet vir jou belangriker wees as om Jesus te volg nie. Nou sê ek nie, jy moet nie gaan werk nie, jy moet werk. Maar waaraan spandeer jy jou vrye tyd? As jy van die werk afkom, hoe lank sit jy voor die TV? Hoe lank tyd spandeer jy in die woord? Hoeveel tyd spandeer jy in gebed? Hoeveel tyd spandeer jy om by die voete van die Here te sit en met hom te kommunikeer en saam met hom te sit, laat hy 'n maal saam met jou kan hou? Hoeveel tyd spandeer jy? Want hoe meer tyd jy spandeer in die teenwoordigheid van die Here, hoe meer tyd jy spandeer in sy woord, hoe meer gaan jy lewe spreek en nie dood spreek nie. Want jy gaan jou hart vul met die woord van God en nie met wêreldse dinge nie. Vul jou hart met die woord van God, want dit is baie, baie belangrik. Wat vir my baie hartseer is, en dit gebeur so baie vandag. Hoeveel van die mense, as hulle kindertjies nou nog klein is, vertel vir hulle, "Oei, Vader Kersfees gaan een van die dae kom, dan gaan hy vir jou persente bring." Daar is nie so iets soos 'n Vader Kersfees nie, ons weet dit almal. Dis 'n leuen. Met ander woorde, jy maak jou kinders in 'n leuen groot. Die tante is uit, sit hom in die skoen nie, tannie muis gaan vir jou geld bring. Dis 'n leuen. Dis tyd dat die mense dom begin leer. Leer jou kind van kleins af die waarheid, die woord van God. Moenie vir hulle leuns leer nie. Want hulle word so groot en dan maak hulle kinders so groot. En jy het hulle in 'n leuen groot gemaak, hulle maak hulle kinders in 'n leuen groot, jy gaan pa staan daarvoor, want God gaan jou verantwoordelik hou daarvoor. Jy moet hulle leer wat is die waarheid, want Johannes 8:44 sê vir ons baie duidelik, Satan is 'n leienaar en hy is die vader daarvan, want daar is geen waarheid in hom nie. En dit is hoe hy gesinne indring, om hulle krag wat 'n man en vrou in God het, kragteloos te maak. Want hulle wandel volgens die vlees en nie na die gees nie. Hulle maak hulle kinders groot volgens die vlees en nie na die gees nie. En is belangrik dat u en ek dit moet besef. Jou kinders gaan jy voorverantwoordelik doen. Jou kleinkinders gaan jy verantwoordelik doen as jy jou kinders nie reg groot gemaak het nie. Want wat jy saai, dit gaan jy maai. So jy moet die woord van bo af afvat onder toe. Van jou kinders af, as hulle groot word, na hulle kinders toe. Laat hulle woord kan gee wat lewe spreek. Woord kan gee wat lewe gee en nie dood nie. Wat sê Matteus 12 vers 36 en 37? U ken dit ook. Dis 'n baie belangrike skrif daai. Prof noem dit ook baie. Hy sê, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mense van praat, daarvan moet hy rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. God gaan nie sy woord verander nie. As hy sê jy gaan deur jou woorde geoordeel word, gaan dit so wees.
As hy sê gaan deur jou woorde geregverdig word, dan gaan dit so wees. Wanneer gaan hy jou regverdig? Wanneer jy lewe spreek, wanneer jy die woord van God spreek, wanneer jy deur die Gees van God gelei word om die woord van God uit te dra. Lewe spreek, dan gaan jy geregverdig word. Maar as jy negatief leer spreek en jy spreek dood, gaan jy daarvoor geoordeel word. So ons moet as mens regtig begin vashou en hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Hy sê in Matteus 15 vers 11. Nie wat in die mond ingaan, maak 'n mens onrein, maar dit wat uit die mond uitgaan, dit maak 'n mens onrein. Niks wat ingaan kan jy onrein maak nie, want jy bid oor jou kos, so dis gereinig deur die woord, gereinig deur die gebed, so jou kos is reinig. Hierdie tong, dis wat die dood veroorsaak. Jy kan na iemand toe loop, en jy kan hom klap. Sy wang gaan brand, hy gaan rooi wees, maar nou het hy daarvan vergeet. Ek is jammer, vergewe. Maar dit wat jy teen 'n mens spreek, dis waar die probleem inkom. Jy kan dit nie ongedaan maak nie. Dit gaan terugkom na jou toe, dit gaan nie daai persoon enige skade doen nie, maar jy kan dit nie ongedaan maak nie, want jy het dit reeds geplant, jy het dit gesaai. So ons woorde en ons tong moet ons in toom hou. En ons gaan nou 'n bietjie kyk daar by Jakobus. Wat sê Jakobus vir ons? Kyk hoe belangrik is ons woorde. Kyk Romeine 8 vers 9 en 10. Romeine 8 vers 8 tot 10. Romeine 10 vers 8 tot 10. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Kan jy sien die belangrikheid van woorde? Jou hart is opreg, as jy Jesus Christus bely met jou mond en met jou hart glo, dis die enigste manier wat jy gered kan word om die ewige lewe te beerwe. Deur jou woorde, deur jou mond en die geloof in jou hart in Jesus Christus. Daar's nie 'n ander manier nie. Dis die enigste plek in die Bybel waar God vir ons sê, dit is wat jy moet doen. Jy moet glo met jou hart, jy moet bely met jou mond. Ek wil net so 'n bietjie kyk. Ek wil vir julle so 2 of 3 voorbeelde uit die Bybel uithaal wat jy kan sien wanneer lewe gespreek word, wat gebeur. En in die eerste plek wat vir my uitstaan, is in Matteus 4. Onthou, Jesus het 40 dae en nagte gevas en gebid. En as jy die woord gaan lees, dan sal jy lees, die woord sê, en hy het naderhand honger geword. Nou, jy moet onthou, die vyand gaan na jou toe kom met die woord, maar hy gee jou net 'n halwe woord. Hy gee jou nie die volle waarheid nie. Want daar is nie waarheid in hom nie, hy kan nie die volle waarheid nie. Hy het geweet, Jesus is honger, wat kom hy sê vir hom? Sê vir hierdie klippe moet brode word. Dis nie wat die woord sê nie. Wat het Jesus vir hom gesê? Daar staan geskrywe, mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Wat het Jesus gedoen? Hy het lewe gespreek. Selfs toe Jesus op die tempel laat staan, sê spring af. Hy sal sy engele sê om met jou beskerm.
Wat het Jesus vir hom gesê? Daar staan geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Hy het woorde van lewe gespreek. Toe hy hom op die berg sit, en hy wys hom al hierdie koninkryke van die aarde, en hy sê, as jy neerval en my aanbid, dan gee ek al hierdie koninkryke vir u, want dit is aan my gegee. Wat sê Jesus vir hom? Daar's geskrywe, jy moet die Here jou God alleen aanbid. Net hom aanbid. En wat het gebeur? Omdat die Satan nie waarheid het nie, het hy weggegaan. Want hy kan nie teen die waarheid staan nie. Die woord van God het hom reeds oorwin. Hy is klaar, hy is uitgekleed en toongestel. Hy kan niks doen nie. So as die situasie kom en jy spreek die woord van God teen dit, dan gaan ek die waarborg in geloof dit spreek, sal die Here daai situasie verander. Maar hy verwag dat jy moet die woord vat en die woord spreek. As jy nie die situasie het nie, jy het nie 'n antwoord nie, vra. Mense sal vir jou help. Hulle sal vir jou, jy vra ons, daar's prof, ek is daar, pastoor Joe is daar. Daar's Robert hulle, Kobus hulle, daar's baie. Louise hulle ken die woord. Vra hulle, daar's Johan en Jessica ook, vra hulle. Hulle sal vir jou die antwoord gee, ek waarborg jou. Laat jy in daai situasie kan aanspreek met krag en met geloof en met die woord van God, sodat God dit kan omdraai. Tot jou voordeel, tot jou oorwinning. Maar as jy nie niks sê nie, gaan jy niks kry nie. Ons kan nie evangelies deurgaan. Toe Jesus by die blinde man kom, hy het geweet hy is siek. Toe hy by Jesus kom, wat sê Jesus vir hom? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hoekom het hy hom dit gevra? Want Jesus wil hê hy moet sê wat hy wil hê. Kan jy sien, hy moes gesê het. As hy niks gesê het nie, dink jy hy het sy oë teruggekry? Beslis nie. Maar hy sê, Here, laat ek kan sien. En Jesus het hom gesond gemaak en hy het gesien. Want hy het gesê, hy het geglo, want hy het gehoor Jesus wat Jesus doen, hy het geglo en hy het ontvang. Wanneer jy glo en jy spreek, gaan jy ontvang. Maar dan spreek jy lewe, jy gee woord krag wat lewe gee en nie dood gee nie. Kyk in Matteus 8. Toe die hoofman by Jesus kom en hy sê, my knegt lê en hy's siek aan die koors en hy's baie siek. Wat sê hy vir Jesus? Jesus sê ek sal gaan. Hy sê nee, ek is nie waardig dat jy onder my dak kom. Wat sê hy? Spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Kan jy sien die geloof wat daai man gehad het? Sy spreek net 'n woord, my knegt sal gesond word. En die knegt het daai uur gesond geword. Hoeveel keer het u en ek 'n situasie? Kom ons kyk nou maar, jy gaan dokter toe en hy gee vir jou 'n verslag wat nie vir jou aanvaarbaar is nie. Wat spreek jy uit? Spreek jy uit wat daai verslag sê, die dokter se verslag, of spreek jy uit wat die woord van God sê? Daar's 'n groot verskil. Want as jy spreek wat die dokter se verslag sê, maak jy dit jou eie. Dan is dit wat jy gaan kry. Maar as jy spreek wat die woord van God sê en jy glo met jou hele hart dat deur die wonde van Jesus is ek genees, met jou hele hart glo, hy het my krankhede op hom geneem toe hy op die kruis gesterf het, gaan ek die waarborg, sal jy gesond word. Want God is nie 'n leenaar dat hy kan lieg nie. Hy's nie 'n mens dat hy kan lieg nie. Nee, hy's 'n waarmaker van sy woord. Hy sien jou hart opregtheid, hy sien jou geloof, hy hoor jou woorde wat jy spreek. En hy sal vir jou die genesing gee wat jy wil hê. Want die woord sê, sy oë is gerig op hulle wat hom aanbid. Sy ore tot hulle gebede. Met ander woorde, dink hulle die gebed? Nee, hulle spreek woorde tot God in hulle gebed. En God se ore is daartoe gerig. Hy luister na hulle woorde. Hy luister na hulle gebede.
So luister God na elkeen van ons gebede. Elkeen. Hy mis niemand nie. Die almag van God is so groot, as hier 10.000 mense gelyk bid, hoor God elkeen se gebed. Want dis die almag van die God wat u en ek dien. Dis sy grootheid, dis sy majesteit. Hy is die skepper van die hemel en aarde. Hy het alles geskape van die begin tot die einde. Hy lewe nie in tyd nie. Hy het die begin gesien, hy sien die einde. Ek en jy kan net so ver sien as wat ons oë toelaat om te sien. God sien baie verder. Daarom moet u en ek op hom vertrou. Nog 'n voorbeeld, die vrou wat in bloedvloeiing gelei het. Matteus 9. Wat het hier gebeur? Hierdie vrou het alles verloor aan dokters en goed wat sy moes betaal om haar gesond te maak en hulle kon nie. Luister, kyk wat sê die woord. Die woord sê, en sy het vir haarself gesê. Met ander woorde, sy het dit nie gedink nie. Sy het vir haarself gesê, as ek net die soem van sy kleed aanraak, sal ek gesond word. Sy het dit gesê, sy het dit gedoen, sy het dit geglo, in die oomblik toe sy die kleed van Jesus aanraak, toe sy gesond. So geloof is 'n aksie. En toe Jesus vra, wie het my aangeraak? Toe sê die disippels nie, maar hier is so baie mense. Hulle verdring u. Hy sê nee. Daar het krag uit my uitgegaan. Wat se krag het uitgegaan? Die Griekse woord daarvoor is dynamis. En dit beteken miracle working power. Die krag van die Heilige Gees is in jou woorde en my woorde as ons moet geloof tot 'n situasie spreek. Ons moenie net praat nie, ons moet dit in geloof doen. Laat daai miracle working power, die krag van die Heilige Gees vrygelaat word, sodat God deur sy Gees 'n werk kan doen. En laat ons hom kan hande ophef en hom al die lof en al die eer te gee, want hy verdien al die lof en eer. Ons verdien niks. Ons gee hom die eer, want hoe sê hy? Hy veg die geveg vir u en my. Hy gee vir ons die oorwinning. Maar al die lof en eer moet na hom toe kom. Dis wat die woord sê. Kom ons eer die Vader, kom ons loof hom. En kom dat ons van vandag af woorde van lewe spreek en nie woorde van dood nie. Ek gaan so vinnig deur Jakobus gaan vir u. Jakobus 3. Ek gaan so 'n paar skrifte daar uithaal. En Jakobus praat hierso van die tong. Hy sê moenie baie leermeester wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy volmaakte man in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Daar was net een mens wat sy tong in toom kon hou, dis Jesus Christus. En ek kan nie doekies omdraai nie. Ons maak fout. Ons spreek verkeerde dinge partykeer. Maar die woord van die Here sê in 1 Johannes 1 vers 8 tot 10, as ons gesondig het en ons bely dit, hy is geregtig en getrou om ons te reinig van alle ongeregtighede. Hy vergewe ons. Want God weet, ons is as mens, is swak, ons maak foute. Ons gaan verkeerde dinge sê. Niemand kan hier sê, ek gaan nie iets verkeerd sê nie. Een of ander tyd gaan jy oor jou tong struikel en jy gaan iets verkeerd sê. Hy sê, kyk, ons sit stange in perde se bekke sodat hulle gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur die ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so die tong ook, 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk, hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is tog ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en dit word uit die hel aangesteek.
kan jy sien wat maak die tong? Al die verkeerde dinge. Daarom is dit belangrik dat ons die woord van God op ons harttafel skryf. En nie net die woord op ons harttafel skryf nie. Ons moet die Heilige Gees sy regmatige plek gee, sodat ek lewe kan spreek en nie dood nie. Hy sê maar die tong kan geen mens stem nie, dis onbedwingbaar kwaadvol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloekinge. Dit my broer behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en water en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. So jou tong moet een van die twee doen. Vars water voortbring, die woord van God voortbring en lewe spreek. Of jy gooi brakwater uit en jy spreek dood. Maar jy gaan die gevolge moet dra daarvan. Dit is baie belangrik. Ons tong skep ons mee lewe, ons tong skep ons dood. Watter kant van die lyn staan u? Soos ek sê, ons is niemand volmaak nie, ons maak almal foute. Maar hoe vinnig is jy as jy 'n fout gemaak het om te bely? En weet jy, as ons doen wat die woord sê, dink voor jy praat. Of voor jy praat, vra jouself die volgende vraag. Wat sal Jesus gesê het as hy nou hier gestaan het? Dit wat ek gaan sê, is dit wat Jesus sou gesê het? Of sou hy iets anders gesê het? Wat sou Jesus gesê het? Wat gaan jy sê? Want onthou, daar kom 'n dag wat ons voor die troon van God gaan staan. En hierdie woord gaan oopgemaak word. En daarvolgens gaan u en ek geoordeel word. Waar staan u? Waar staan ek? Waar staan ons met hierdie tong van ons, wat ons baie keer so bitsig is mee? En ons almal het een of ander tyd in ons lewe maar kwaad gespreek en sleg gepraat en maar as jy bely, dan bely jy en God vergewe jou. Maar as jy bely het, moet dit net nie weer doen nie. Moet dit nie weer doen nie. Want onthou, as jy weet dis verkeerd en jy doen dit, gaan jy gestraf word daarvoor. So as jy nou verkeerd doen en jy kom agter is verkeerd, jy bely dit, laat staan dit. So wat Jesus vir die vrou gesê het wat in oorspel betrap is. Gaan net heen en Sondag nie meer nie. Moet dit nie weer doen nie. Lê die las af om dood te spreek. En neem die woord van God op en spreek lewe in elkeen se lewe met wie jy teekom. Laat lewe die oorvloed is en ons as oorwinnaars die pad kan volbring. Amen en amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is baie dankbaar vir hierdie geleentheid, Here, wat ons net weer eens aan die tafel kon sit. Here, en uit u woord uit kon leer hoe belangrik is ons tong in ons lewe. Hoe belangrik is die woorde wat ons spreek. Here, hoe belangrik is dit laat ons lewe spreek en nie dood spreek nie. Maar Here, kom in hierdie oggend hier en ek bid vir elkeen wat hierdie woord hoor. En vra Here dat hulle die Heilige Gees sy regmatige plek in hulle lewe sal gee in Jesus naam. En Heilige Gees, laat U elkeen sal lei. Laat ons sal stadig wees om te praat, vinnig wees om te dink. Here, sodat ons dit wat ons spreek kan lewe skep en nie dood nie. Vader, ons dank U, ons loof en prys U en ons gee vir al die lof, al die eer, aanbidding en danksegging in Jesus naam. Amen en amen.